Hallo allemaal, welkom by nog 'n wiskunde met Maakie video. Vandag kyk ons na die tweede video in die trigonometrie reeks en ons kyk na hersiening voorbeelde. So hierdie is regtig goed wat jy al eintlik in graad 11 en graad 10 moes gedoen het, maar dit is goed om te recap veral as ons nou in 'n nuwe afdeling ingaan. So daar is 4 voorbeelde in hierdie video en ons gaan eers kyk na wat jy eintlik in 'n inligtingsblad sou gekry het. So hierdie is van 'n inligtingsblad van 'n 2023 eindeksamen van die NSC syllabus. Vir die voorbeeld wat ons vandag gaan doen, gaan hierdie nie regtig so baie help nie, maar ja, dis wat jy sou kry. Wat ek gewoonlik vir myself doen as ek 'n inligtingsblad kry en veral vir trigonometrie, soos ek in die hersieningsvideo genoem het, ek gaan skryf vir myself 'n paar goed neer. So ek gaan teken vir myself gewoonlik die sinusfunksie baie klein. En hoekom doen ek die? In die inleidingsvideo het ek verduidelik dat hierdie jou baie kan help om jou spesiale hoeke raak te sien. So ek sou my 0 grade hier geskryf het vir my sinusfunksie, 90 grade is hier, hierdie is 180 grade, hierdie is 270 grade en die is 360 grade. So ek hoef nie vir myself alles mooi neer te skryf nie, ek weet wat ek vir myself hier probeer sê. So dit hoef nie op skaal te wees nie, dis wat ek probeer sê. Solank jy kan sien dat waar jou nulle is, en waar jou eintlike waardes is vir 1 en vir negatiewe 1, is jy fyn. Ek sal dieselfde vir my cosinusfunksie gedoen het. En vir tan sal ek dit nie sommer gedoen het nie, want die tan-funksie is heeltemal anders. So hierdie is gewoonlik waarmee ek werk. En ek sal vir myself ook my spesiale driehoekies neer gaan skryf. Ja, en dan vir die ander een is dit redelik maklik. Hier is my hoek, hier is 45 grade, dis 1 en die vierpuntswortel van 2. So, nou dat ek daai het, kan ek baie van hierdie somme sonder 'n sakrekenaar doen en hierdie is al wat ek nodig het om my wiskunde te doen. So 'n paar wenke wat jy nodig het vir hierdie afdeling of net goed wat jy in gedagte moet hou is, tan theta moet gewoonlik as sin theta oor cos theta geskryf word. Onthou asseblief jou hoeke, so dit kan theta, dit kan phi, dit kan alpha, dit kan beta wees, enigiets soos daai. Maak nie saak wat die hoek is nie, die hoek moet nog steeds daar wees, anderste is hierdie verkeerd. So net iets om op te let. Jy moet ook onthou as jy bewyse doen, so hulle sal dalk sê bewys die linkerkant is gelyk aan die regterkant, moenie albei kante op dieselfde tyd probeer oplos nie. Doen die linkerkant apart en doen die regterkant apart en kyk of hulle iewers te gelyk is aan mekaar. Okay? Ons het 'n voorbeeld soos daai, ek dink is die tweede voorbeeld. So dan sal jy sien wat ek bedoel, maar ja, jy moet dit nie tergelyktydig probeer doen nie. Skei hulle, sê linkerkant is gelyk aan die linkerkant van die is gelyk aan teken, alles wat linkerkant van die is gelyk aan teken is en die regterkant is gelyk aan alles wat aan die regterkant van die is gelyk aan teken is en dan vereenvoudig jy elkeen asof dit 'n aparte som is. Die ander ding wat jy moet oplet is om beperkings neer te skryf. Skryf neer as 'n som ongedefinieerd gewees is spesifieke hoeke. Skryf neer as 'n 0 gaan wees. Wat gebeur in die som? Wees baie versigtig, want veral in trigonometrie werk jy in breuke en daar's ook baie hoeke wat vir sekere goed ongedefinieerd gewees. Veral as jy met tan-funksie begin werk, want onthou tan se funksie lyk iets soos die. So al die stippellyntjie goed is asymptote en dit is waar die tan-funksie ongedefinieerd is. So jy moet net oplet, veral as jy met tan werk, waar is hierdie funksie ongedefinieerd? En as hierdie nie 'n baie duidelike skets vir jou was nie, asseblief kyk die inleiding video of enige van die graad 10 of 11 video's oor trigonometrie. Okay, kom ons doen 'n paar voorbeelde. Nog ietsie cool wat net gelunch het, is die wiskunde met Maakie nuusbrief. Hierdie is 'n plek waar jy elke maand kan sien wat op die kanaal gebeur het, maar jy kry toegang tot ekstra studiewenke en plekke soos apps of webtuistes wat ek dink jou sal help om meer produktief te wees wanneer jy studeer. Of dit sal dalk plekke wees wat jou kan help om jou wiskundepunte te verbeter. Jy sal ook hierso toegang kry tot 'n playlist elke nou en dan wat 'n uur lank sal wees wat jy kan gebruik tydens jou 1 uur lange studiesessie. Hierso sal jy ook kan stem vir goeders soos wat jy meer op die kanaal wil sien en jou stemme gaan baie meer tel as die mense sin wat op Instagram of op die community post stem. Ek beloof ek sal jou ook net 1 keer 'n maand e-pos want ons almal haat spam e-posse en ek wil nie dit doen nie. So as hierdie nou iets cool klink wat jy deel van wil wees, kom join ons in die Met Maakie groep en kyk vir die link in die description om dit te doen. Nou, terug by die voorbeelde. So vir die heel eerste som sê dit bepaal die waarde van die uitdrukking sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. So hier sê julle vir ons die uitdrukking cos van 420 grade minus sin van 225 grade vermenigvuldig met cos van negatiewe 45 grade, alles oor tan van 315 grade.
Nou, die heel eerste ding wat ek sien is sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Die bedoel ek gaan 10 teen 1 spesiale hoeke gebruik. En wat ons aan moet dink as ons dink spesiale hoeke is 30 grade, 60 grade, 90 grade hoeke en daai is gewoonlik dit en 45 grade. Okay, daai is alles spesiale hoeke. Hoekom sê ek dit? Wel, hierso het ons spesiale driehoeke en hierso kan ons al daai hoeke maklik op 'n funksie sien. Okay? So daai is my spesiale hoeke en omdat dit die geval is, gaan ek hierdie afvat en dit vir my by my som gaan sit sodat ek dit maklik kan gebruik. En gewoonlik as jy in 'n eksamen of toets hierdie doen, hou hierdie langs jou. So skryf dit op jou inligtingblad en sit daai inligtingblad langs jou. Dis dit jy gaan vinniger goed sien wat jy moet sien as dit langs jou is in plaas van agter op iets anders. As jy dit nie kan doen nie, vra dalk vir 'n onderwyser of onderwyseres vir 'n stapler, haal daai ding af, stapel jou toets saam. Doen nie goed met die inligtingblad langs jou. Kom ons gaan aan. So die volgende ding wat ek oplet hier is 'n 420. So is daar iets plus 360 dalk wat vir my 'n spesiale hoek gaan gee wat by 420 gaan dat uitkom. Is daar iets eenvoudigs wat vinnig is? Byvoorbeeld, ek gaan sê, wel, die is gelyk aan cos van 360 grade plus 60 grade, want 60 grade plus 360 gee vir my 420 en 60 is 'n spesiale hoek. As jy hier kyk, hier het ons 'n driehoek, hierso het ons 'n 60 grade hoek in ons spesiale driehoek, so ek weet 60 grade is 'n spesiale hoek wat ek kan gebruik met hierdie om baie vinnig goed sonder 'n sakrekenaar te doen. Dan is daar minus sin van 225. Ek kan dink dat 180 grade plus 45 grade vir my 225 gaan gee. En weer eens, 45 is 'n spesiale hoek, so ek kan daai 45 gebruik. So ek kyk na die grootste ding wat ek aan kan dink, plus 'n spesiale hoek, om hierdie uitbreiding te doen. En dan cos van 'n negatiewe hoek bly cos van daai hoek, so ek gaan dit net onmiddellik oorskryf, so ek verloor die negatiewe teken, want ons weet dat cos van 'n negatiewe theta gelyk gaan wees aan cos van dieselfde theta. As jy nie my glo nie, asseblief kyk die inleidingsvideo waar ek hierdie verduidelik, maar jy kan dit ook op jou sakrekenaar doen. So jy kan in jou sakrekenaar gaan sit cos van negatiewe 45 grade en kyk wat jou antwoord is en dit behoort 1 oor die vierkantswortel van 2 te wees. Of jy kan gaan skryf cos van 45 grade en dit in jou sakrekenaar sit en jy behoort presies dieselfde antwoord te kry. So vir 'n cos funksie maak dit nie saak of jou hoek negatief is nie. Okay, nou alles oor tan van 315 grade. Ek dink onmiddellik ek's baie groot hierso. As ek sê 270 plus 45 kan ek hierdie kry, dink ek. Ja, maar 270 plus 45 gee nie vir my 'n maklike hoek wat ek die reduksie of kofunksie formules mee kan gebruik nie. So dit gaan teen vir my beter wees om te sê tan van 360 grade minus 45 grade om dieselfde waarde hierso te kry. As ek hierdie goed uitbrei in terme van 'n spesiale hoek, dink ek ook aan hierdie reduksieformules en die reduksieformules het ons in die inleiding video deurgegaan. Ek het gesê is net die maklikste vir jou om te leer, so ek het dit hier neergeskryf vir myself. So ons kan hierso sien wat daai tan 360 grade minus theta gaan doen. Dit gaan vir my die negatiewe tan theta gee. So hierdie hoek gaan hierso wees, maar ek moet onthou om daai negatief daar te sit. Die ander een wat ons gebruik het was die cos 360 plus 'n theta en hierso sien ons daai een. Dit gee weer vir my cos van daai theta. So in hierdie geval hou ons die theta en die teken verander nie en dit is net cos van daai hoek. En dan die ander een het ons gesê dis sin van 180 grade plus iets. Soek ek dit hierso, dit is hier. En dit gee vir my sin van daai, maar daar is weer 'n negatiewe teken voor daai. So ek gaan dit alles gebruik om hierdie verder te vat. So hierdie word cos van 60 grade soos ons daarbo gesien het, minus 'n negatiewe sin van 45 grade, want sin van 180 plus 45 word negatiewe sin van wat ook al hierdie hoek was, dis wat ons daarbo gesien het. Cos van 45 bly op in hierdie geval net cos van 45, en tan van 360 minus 45 grade word negatiewe tan van hierdie hoek, en dit is van 45 grade. Ok, nou gaan ek verder vereenvoudig. Cos van 60 grade gaan ek vir nou net so hou. Hierdie word 'n negatief vermenigvuldig met 'n negatief, so dit word plus sin van 45 grade vermenigvuldig met cos van 45 grade, alles oor negatiewe tan van 45 grade. In hierdie geval gaan ek nou nie verder probeer vereenvoudig nie, ek gaan kyk wat hierdie waardes is in hierdie spesiale
driehoekie hierso. Want ek werk met 60s en 45, so ek gaan hierdie twee gebruik. Cos van 60 is wat? So ons kyk nou na hierdie hoek. So cos van 60 is aangrensende sy oor skynsy, so dit is 'n half. Plus sin van 45, so ons kan enige 45 hier kies, dit maak nie saak nie. Sin is oorkantste sy oor skynsy, so dit gaan wees 1 oor die vierkantswortel van 2. En cos van 45 is presies dieselfde ding. Alles oor negatiewe tan van 45. Tan van 45 is oorkantste sy teenoor aangrensende sy, so dis 1 oor 1. So dis negatiewe 1, want hierdie is die 1, maar daar is 'n negatief voor dit. Hierdie is die cos van 45, hierdie is die sin van 45 en hierdie is die cos van 60. Nou kan ek alles net probeer vereenvoudig met gewone wiskunde. So nou is ons uiteindelik uit trigonometriese kant uit. So dis nou net 'n half plus 'n half alles oor negatiewe 1, so dit gee vir my negatiewe 1 as my finale antwoord as ek preek wiskunde daar doen. OK, tweede voorbeeld. Hierso is dit 'n bewys, so dit sê bewys dat die linkerkant cos theta oor 1 plus sin theta gelyk is aan 1 minus sin theta oor cos theta. As hierdie baie gekompliseerd is of kompleks is, sou ek onmiddellik geskryf het linkerkant is gelyk aan cos theta 1 plus sin theta en ek sou aan die ander kant hier geskryf het regterkant is gelyk aan 1 minus sin theta oor cos theta. En dan sou ek een van hierdie enes gekies het en net begin om te vereenvoudig. Hierdie een lyk vir my redelik eenvoudig, so ek hoef 10 teen 1 nie hierdie een verder te vat nie. Of jy kon kies wat een lyk vir die maklikste. Vir my lyk hierdie kant die maklikste om uit te werk, so ek gaan dit doen. Jy kon natuurlik die regterkant op sy eie ook gedoen het. So ek sê nou wys hoe ek hierdie sou doen. Ek wil aan hierdie kant iets hê. Nou moet ek begin dink, ek het cos hierbo. Hoe kan ek 'n sin hierbo inkry? Wel, daar's twee maniere. Ek kan hierdie cos kwadraat probeer maak, want daar's 'n identiteit wat sê dat cos kwadraat theta plus sin kwadraat theta gelyk is aan 1. So as ek hierdie boonste ding, cos kwadraat theta kan maak, dan kan ek sê dat cos kwadraat theta gelyk is aan 1 minus sin kwadraat theta. So hierdie is die vierkantsidentiteit. En ek kan die vierkantsidentiteit manipuleer om dit soos dit te laat lyk. En dan het ek 1 minus sin kwadraat hierbo en dit lyk soort van soos die regterkant. Of die ander opsie wat ek kon doen, is ek kan sien wel, hierdie is 1 plus sin theta, en ek soek onder 'n cos theta. So ek kan ook probeer om hieronder 'n sin kwadraat theta te kry, want dan kan ek dieselfde ding doen. Sin kwadraat theta is gelyk aan 1 minus cos kwadraat theta. En dan kan ek so iets probeer inbring. Maar ek sien dan het ek ietsie weird wat ek dalk nie so maklik van ontslae kan raak nie, en hierdie lyk meer op hierdie as wat hierdie op hierdie onderste noemer lyk. So ek gaan hierdie doen. So om 'n cos kwadraat hierbo te kry, gaan ek sê vermenigvuldig met cos theta oor cos theta. Hoekom doen ek dit? Wel, cos theta oor cos theta is basies 1 en dit help my ook om cos kwadraat hierbo te kry. So dan word hierdie cos kwadraat theta oor cos theta vermenigvuldig met 1 plus sin theta. So nou wil ek hierso, ek kyk nou net na die boonste kant, na die teller, ek wil probeer om daai sin theta hier in te bring. So ek gaan hierdie idee gebruik, dat cos kwadraat theta gelyk is aan 1 minus sin kwadraat theta. So ek doen dit. En hier kan jy weer vir hulle sê, jy gebruik die vierkantsidentiteit. Alles oor cos theta vermenigvuldig met 1 plus sin theta. Ek sit nou net hierdie cos theta op sy eie, want dit is wat in die regterkant is. Hoe kan ek van hierdie 1 plus sin theta ontslae raak? Ek sien hier in die teller, dat ek 1 minus sin kwadraat theta het. En baie keer as jy 1 minus x kwadraat het, is dit die verskil in vierkante, so dan kan jy sê dit is 1 minus x vermenigvuldig met 1 plus x as jy het faktoriseer. Die lyk soos iets wat ek dalk hier kan gebruik, want as ek sê sin theta is gelyk aan x, dan kan ek dit op dieselfde manier uitbrei. So ek kan dan sê 1 minus sin theta vermenigvuldig met 1 plus sin theta, alles oor cos theta vermenigvuldig met 1 plus sin theta. Ek het basies hierdie idee van die verskil in vierkante gevat om hierdie een uit te brei of te faktoriseer, sodat ek dit in hierdie vorm kan sit. Hoekom het ek dit gedoen? Want ek het gesien, hierso is 'n 1 plus sin theta, en ek wil daarvan ontslae raak, sodat ek net 'n cos theta hieronder kan hê.
So toe dink ek, miskien kan ek hierdie uitbrei. Dis hoe daai denkwyse vandaan gekom het. En nou sien ek, ek kan eintlik hierdie uitkanselleer en dan bly ek met 1 minus sin theta oor cos theta oor. En dit is gelyk aan die regterkant. Dis wat ons hier het. So ek het bewys dat die linkerkant gelyk is aan die regterkant. Iets wat ek wil jy moet hier oplet, is dat cos theta nie gelyk mag wees aan 0 nie. Daai is 'n beperking. Hoekom kan cos theta nie gelyk wees aan 0 nie? Wel, dan gaan hierdie hele som ongedefinieerd wees. Ons moet net vir hulle sê, ons sien die beperking, dat cos theta nie gelyk kan wees aan 0 nie, en sin theta kan ook nie gelyk wees aan negatiewe 1 nie. Hoekom nie? Want 1 minus 1 gee vir my 'n 0 hierso in die noemer, en dan gaan hierdie ook ongedefinieerd wees. So, sin theta kan ook nie gelyk wees aan negatiewe 1 nie. En dan kan jy natuurlik gaan kyk in die CAST-diagram, wanneer gaan daai plaasvind. So, dit bedoel, dat theta nie gelyk kan wees aan wat nie. Cos is 0 waar. As ons hier kyk, cos is 0 by 90 grade en by 270 grade. En sin is ook gelyk aan negatiewe 1 waar by 270 grade. Ons moet net sê dat theta kan nie gelyk wees aan 90 grade plus k vermenigvuldig met 180 nie, waar k 'n element is van die heelgetalle is. So dit bedoel basies dat jou hoek nie 90 grade kan wees nie, dit kan nie 270 grade wees nie, dit kan nie ensovoorts ensovoorts. So dit sluit beide die hoeke in wat sin en cos in hierdie geval gaan beperk. Okay. As jy nie seker is hoe ons hierdie gaan doen nie, ons gaan video's doen oor hoe jy die algemene oplossing kry en hierdie het daarmee te doen. Ek wil net nie nou daarop hamer nie, want ons gaan eintlik 'n hele video daaroor doen. So as jy tot hier gekom het, vir nou is dit okay. Ons sal die res van hierdie stappies in die volgende video's behandel. Okay, voorbeeld 3 is iets wat jy baie gaan sien. So asseblief let op hoe jy hierdie gaan moet doen, want die gebeur verskriklik baie in matriek. Hulle wil kan sien dat jy substitusie verstaan en hoe dit werk. Okay, so hulle sê as phi gelyk is aan die sin van beta, druk die volgende in terme van phi uit. So hulle wil basies sê ons moet alles in terme van sin beta kan uitdruk. Nou dit gee jou onmiddellik een wenk dat jy 10-1 reduksie en goed moet gebruik. Die ander ding wat hulle gedoen het om hierdie som moeiliker te maak, is hulle het alles in hierdie manier geskryf. Hulle skryf die hoek eerste en dan die bekende hoek. So as jy na al hierdie reduksie goed kyk, wat ons voorheen gedoen het, is dit gewoonlik eerste die en dan die hoek wat ons nie ken nie. Maar wat hulle gaan doen het, is hulle het hierdie gaan omdraai. So jy moet baie versigtig wees nou, wanneer jy hierdie reduksieformules probeer gebruik, wat jy 10 keer moet memoriseer, dis net makliker om te doen. Dis gewoonlik wat ek nie vir jou sê om te doen nie, maar dis nou maar wat dit is. Jy moet baie versigtig wees in hierdie gevalle, waar jy aftrek. Wanneer jy optel, is dit nie so belangrik nie, want die terme kan omdraai en dis nie 'n probleem nie. Maar met die aftrekkery raak dit belangrik. Dan moet jy ook begin dink aan negatiewe hoeke. Wat ek eers gaan doen, voordat ek hierdie begin evalueer, is om hierdie ouens vir myself te gaan uitwerk. En ek gaan dit sommer hier aan die kant doen. Jy kan die ook in jou eksamen doen. So ek gaan sê cos van beta minus 90 grade is dieselfde as cos van 'n negatiewe 90 grade minus beta. So al wat ek probeer doen is ek soek dit in daai vorm wat ek julle daarbo gewys het in die tipiese reduksieformule vorm. So dit bedoel ek het 'n negatiewe hoek en ons weet dat cos van 'n negatiewe theta dieselfde is as cos van daai theta. So jy kan dan dit soos die skryf. Okay. En wat is cos 90 minus beta? Wel, as ons na daai reduksie goed gaan kyk, cos van 90 minus theta gee vir jou die sin theta. En dit maak sin, want ons het vir jou gesê, as jy na 'n sinusfunksie kyk en jy skuif dit 90 grade na links, bedoel dit jy kry 'n cosfunksie. So dit is wat jy kan gebruik. Want dis nou daai vorm, so jy gaan net sê dit is gelyk aan sin van theta. Of in hierdie geval sin van beta, want dit is die hoek wat hulle gebruik. Dis die heel eerste een. Dan die tweede een is hierdie tan van beta minus 360 grade, so ons gaan dit ook hier sit. Okay, ek soek dit ook in 'n ander vorm, so ek gaan weer die negatief hier sit van 360 grade minus beta. Ons weet ook dat tan van 'n negatiewe hoek
gelyk is aan negatiewe tan van dieselfde hoek. Dis 'n negatiewe hoekreël. Jy kan dit ook op jou sakrekenaar check. En ek gaan ook daardeur in die inleiding video. So die word negatiewe tan van 360 grade minus beta. En nou gaan ons weer na die reduksie goeters kyk om te sien wat hierdie word. So dit word negatiewe tan van daai hoek. So hierdie deel is negatiewe tan van beta. Okay, so ons moet nog steeds hierdie minus hier buite hou. Net om seker te maak julle verstaan, hierdie word hierdie stukkie. So die minusse moet met mekaar vermenigvuldig. So aan die einde kry ons 'n positiewe tan van beta. Nou kan ek al daai goed gaan vat en dit hierin gaan substitueer. Ok, nou gaan ek ook die reduksieformules vir alles anders te gebruik wat ek hier sien. Cos van beta plus 360 grade word cos beta. En cos van beta plus 90 grade word negatiewe sin beta. As jy my nie glo nie, gaan kyk net na die reduksie goed wat ek daarbo vir julle gewys het. Ek wil net nie hê die video moet te lank raak met ek wat die hele tyd op en af scroll nie. Sin kwadraat beta plus 180. Beta plus 180 word negatiewe sin beta. En ons hou die kwadraat hier. So hierdie stuk sonder die kwadraat word hierdie en die kwadraat word buite daai hakkie gesit. En dan is dit net sin van beta wat ek afdra. Okay, so hierdie is nog steeds hierdie en die groen is nog steeds hier. Nou wil ek onthou wat ek moet doen. Hulle soek alles in terme van sin beta. So ek wil kyk waar kan ek net sin beta hou. Wel die eerste ding wat ek sien is hier sit ek nog 'n tan en tan kan oorgeskryf word as tan beta is gelyk aan sin van beta oor cos beta. D is die koëffisiënt identiteit. Kyk, koëffisiënt identiteit. So ons gaan net dit oorskryf soos dit. En die rede hoekom ek dit doen is want ek wil graag van daai cos ontslaa raak. Want ek soek alles in terme van sin van beta. En dan gaan sommer hierdie nou doen, so dit word sin kwadraat beta en vermenigvuldig dit met sin van beta. So hierdie kanselleer uit en dan bly ek oor met sin, negatiewe sin kwadraat beta oor sin oor die mag 3 beta. En as ek dit alles in terme van pi skryf of hierdie phi, want onthou, sin van beta is gelyk aan daai phi, is dit negatiewe phi kwadraat oor phi tot die mag 3 en dit gee vir my negatiewe 1 oor phi as my finale antwoord. Ok, dis dit. Nou die heel laaste voorbeeld is soortgelyk aan alles wat ons gedoen het, maar net 'n bietjie stappie verder, dis nie soveel moeiliker nie dit. So, hulle sê gebruik nou reduksieformules in spesiale hoeke om te bewys dat sin van 180 plus theta vermenigvuldig met tan van 720 grade plus theta vermenigvuldig met cos van negatiewe theta alles oor cos van 90 grade plus theta vereenvoudig kan word tot sin theta. Jy al klaar vir jou 2 wenke hierso, spesiale hoeke en reduksieformules, so jy weet jy gaan goed in terme van 180 plus of minus 'n spesiale hoek wil skryf, of 360 grade plus of minus 'n spesiale hoek, of wat ook al. En ek sien al klaar hierso, ek gaan met negatiewe hoeke moet werk. So ek gaan weer vir myself hierdie oorskryf. Ok, dis hier waar mooi geskryf nie, maar dis net vir myself, omdat ek die spesiale hoeke moet gebruik. Ok, vir A, wat kan ek doen met sin van 180 plus theta? Wel, ons weet die word negatiewe sin van theta, ons het dit nou net daarbo gedoen. Dan van 720 grade plus theta, wel, ons weet nie presies hoe daai is nie, maar 720 is gelyk aan 2 vermenigvuldig met 360 grade, so ek gaan net vir nou dit hou. En cos van 'n negatiewe theta word net cos van daai selfde theta, dis 'n negatiewe hoekreël. Cos van 90 plus theta, weet ons word negatiewe sin theta. Hierdie het hierdie geword, dit is 'n reduksie. Hierdie het hierdie geword, ook 'n reduksie. Hierdie het ek net oorgeskryf sodat ek kan sien waar my 360 is, want ek kan nie met 'n 720 grade reduksie toepas nie. En 'n cos van 'n negatiewe theta word net cos van theta. So die eerste ander ding wat ek kan sien, ek kan hierdie uitkanselleer, so dit maak my lewe makliker. So dan staan tan van
basies 360 grade plus theta, so 360 grade plus theta word net tan van theta, en ek bly met cos theta oor. So jy hoef nie te stres oor hierdie nie, dis basies net 2 omwentelings. As jy so na die grafiek kyk, dit bedoel jy was, hier is jou theta dalk, so jy het 1 keer en 'n tweede keer gaan omwentel, so dit bedoel net, daai is basies wat die 360 grade bedoel, so jy kom eintlik net weer met die theta uit. En dan moet ons dit in terme, ons soek 'n sin iewerste, so dan weet ek is gelyk aan sin van theta oor cos van theta, vermenigvuldig met cos van theta, so hierdie twee kan dan uitkanselleer en ek bly met sin van theta oor, so ek het bewys dat hierdie hele ding vereenvoudig kan word tot sin theta, en dit was wat hulle voorgevra het. Dan vir B-selle, sonder om 'n sakrekenaar te gebruik, bepaal die waarde van sin van 720 grade. Wel, hierso gaan ek teen nou my spesiale hoeke moet begin gebruik. So hierdie was alles oor reduksie, en kan ek negatiewe hoeke hanteer, wat jy duidelik kan doen. Vir B soek hulle sin van 570 grade, so dit bedoel ek moet iewerste spesiale hoeke inbring. Wel, 570 grade is baie groter as iets wat ek mee wil gebruik, so ek moet iewerste 360 inbring. So kom ons doen heel eers dit. So sin van 360 grade plus wat gee vir my, dit gaan plus 210 grade wees. Nou kan ek hierdie sien as iets wat soos die lyk, sin van 360 grade plus theta. En hierdie word geredukseer, of jy kan reduksie toepas, en dan word net sin van theta. So dit bedoel, ek kan sê sin van 210 grade. 210 grade is ook nie 'n spesiale hoek nie. Is daar 'n manier hoe ek hierdie in 'n spesiale hoek kan verander? En die antwoord is ja, want sin van 180 grade plus 30 grade gee vir my 210 grade. So ons soek die hele tyd 'n manier om 'n spesiale hoek hierin te bring. So dan kan ek weer dink, wel daar sê sin van 180 grade plus theta, dis 'n reduksieformule en dit word negatiewe sin van daai theta. So in hierdie geval is die theta hierdie 30. So dan moet ek daai in hierdie vorm skryf, so die word dan negatiewe sin van 30 grade. Sin van 30 grade is wat? So as ek hier kyk, is die oorstaande sy 1 en die skynsy is 'n 2. So sin van 30 word half. So dit word negatief half as die finale antwoord. Okay, julle, daai is die einde van hierdie video.